Goeienaand. Ek gaan die tweede in my reeks oor die tipe kerk wat Jesus bou, wil ek graag met u deel vanaand. Sekerlik een van die belangrikste boodskappe wat 'n mens oor kan praat, is watter tipe kerk bou Jesus? En ek wil beklemtoon, Jesus het gesê, ek sal my kerk bou, nadat hy vir Petrus gevra het, wie sê die mense is ek? En Petrus met hierdie wonderlike openbaring gekom het, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Het Jesus vir hom gesê, geseënd is jy, Simon, seun van Jona, want vlees en bloed het nie hierdie waarheid aan jou, hierdie insig, hierdie openbaring met jou gedeel nie, maar my Vader wat in die hemel is, en op hierdie openbaring, op hierdie rots sal ek my kerk bou. En hierdie rots was nie net Petrus nie, Petrus het 'n rots geword, 'n klein rotsie as gevolg van hierdie groot rots openbaring, dat Jesus die Christus is, oor hierdie identiteit van Jesus. Nou, ons kan sien die vroeë kerk, die eerste kerk, soos ek nogal lief is om dit te noem, was 'n kerk wat geweldig lewendig was, dinamiese kerk. 'n kerk wat van huis tot huis ontmoet het, mense was in en uit by mense se huise. Daar was geen organisasie nie, dit was 'n organiese uitdrukking van die Christuslewe, van hierdie nuwe hoop, van die nuwe skepping en die hoop van die opstanding wat die mense se harte en hulle verbeelding vasgegryp het. 'n hoop vir 'n wonderlike toekoms, want dit was die begin van die nuwe verbond, van die nuwe Israel, die ware Israel. En die woord sê vir ons in Handelinge, dat die genade van God was groot oor almal. Daar was wonders, en daar was tekens, en daar was bevrydings. Maar meer nog, daar was dinamiese gemeenskap onder die heiliges. Ons kan amper maar net droom van so 'n kerk vandag. Maar weet jy, dis moontlik. Nou, ek wil jou nou al waarsku. As jy baie lief is vir jou kerk, vir jou pastoor, vir jou dominee, kan jy maar nou afsit, want dit gaan jou irriteer en frustreer, die dinge wat ek dalk gaan sê. En ek probeer nie om negatief en krities te wees nie, maar ek het 'n droom vir jare al, vandat die Here Jesus my ontwaak het vir sy evangelie, van 'n kerk wat ten minste 'n refleksie is van die Christuslewe, van dieselfde tipe van krag en dinamiek wat daar in die vroeë kerk was. Die kerk het nie ontwikkel tot wat dit vandag is nie. Dit was nie 'n progressiewe ontwikkeling, dit was 'n regressiewe ontwikkeling, as jy wil. Kom ons kyk eerstens na Paulus. Laat ek net dit sê. Die titel vanaand is Jesus bou sy kerk op die apostolies-profetiese fundament. Efesiërs 2 vers 20 sê vir ons, die kerk word gebou op die fundament van apostels en profete. En dis nie net die apostels en profete wat reeds uitgesterf het nie. Want dan dat is 'n probleem, want dan is daar die fondasie baie swak gelê. Daar was 'n goeie fondasie gelê, maar ons het die voortgaande profetiese en apostoliese bediening nodig, en ek gaan hierdie begrippe probeer vir die mettertyd verklaar, maar kom ons begin net deur te sê, Jesus Christus is hoof van sy kerk, en watter funksie daar ook al is, watter bediening daar ook al is, watter salwing daar ook al is Christus die apostel, Christus die profeet. Ons praat van die sogenaamde 5-voudige bediening, apostel, profeet, herder, leraar, evangelis. Hierdie is vlees geworde, dis incarnational funksies, glo ek. Dit is nie gedelegeerde funksies nie. Jesus het nie sy mag gedelegeer aan die kerk. Daarom sê ek, Jesus bou sy kerk. Hy het nie gesê, ek gaan julle leer hoe my kerk te bou nie. Of ek gaan my gesag delegeer, sodat julle my kerk kan bou nie. Hy het gesê, ek bou my kerk. Want Jesus is nie hoof van sy liggaam in absentia nie. Wat beteken dit? Hy is teenwoordig. Jesus is nie daar iewers. Hy sit liggaamlik aan die regterhand van God die Vader, maar ons ken nie daardie Jesus, die vleeslike Jesus meer nie. Ons ken die Gees Jesus, die lewendmakende Gees, die Christus wat in ons woon,
Vader, Seun en Heilige Gees woon in ons. In Johannes 14 sê Jesus, vers 20 sê hy, van daardie dag, die dag van die Gees, sê hy, en daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en my Vader in my, en ek in julle in my, ensovoorts. Dis die wonderlike interpenetrasie van God en mens. Dis die realiteit waarin ons lewe. Daarom sê Jesus is hoof van sy liggaam. Soos Paulus sê in 1 Korintiërs 12:12. Soos die liggaam een is, hy het 'n hoof, hy het arms, hy het bene, hy het spiere. So is Christus. Soos die liggaam een is met baie lede, is die woorde wat Paulus gebruik. So is Christus. So as ons dit omdraai, dan beteken dit Christus, soos van agteraf lees, Christus is een liggaam met baie lede. Die hoof Jesus, wat in en deur sy liggaam werk, Christus in ons hoop op heerlikheid. Nou kom ons kyk na Paulus se bediening. Ek het gekyk na sy bediening as 'n voorbeeld. Ek het al in 'n vorige bandjie genoem, of in 'n vorige uitsending, dat toe ek die deur oopgemaak is, Villiersdorp toe, Weskaap toe, vir my vrou en myself, het ek gevra, Here, moet ek nou nog 'n kerk kom plant? Want ek sien Villiersdorp en oral is kerke. Daar's baie kerke. Moet ek nog 'n gemeente kom plant? En ek glo die Here baie duidelik en sê, nee, ek wil hê jy moet net my kerk fasiliteer. Ek sê net fasiliteer. Dit is 'n mond vol. Want ek leer nog presies wat dit is en hoe dit werk. Maar ek glo, ons is op die regte pad. Nou, ons sien duidelik aan Paulus se bediening, hy het nooit, sien ek, die taal gebruik in enige van hom of die ander apostels, dat hulle uitgegaan om kerke te plant nie. 'n Uitdrukking waarvoor ons so lief is in die moderne kerkwêreld. Ek het 10 kerke geplant, of daai man het 100 kerke geplant. Dis nie 'n Bybelse begrip nie. Prys die Here vir werk wat gedoen is. Maar dit is nie wat, in elk geval, dis nie waarvoor ek geroep is nie. En ek weet ook nie of Paulus daarvoor geroep was nie, want ek sien duidelik in Paulus se bediening, dat dit was die apostoliese kerygma, en ek gebruik nou baie fancy en 'n mooi woord, die apostoliese, Paulus was geroep as apostel. Apostel beteken letterlik send one, iemand wat gestuur is, 'n gestuurde. Is 'n spesiale funksie. Ek glo, soos ek nou reeds gesê het, Christus in Paulus was die groot apostel. Dis waarom Petrus net nadat hy vir Jesus se wonderlike, die wonderlike openbaring gehad het en die wonderlike woorde van Jesus gehoor het, geseënd is jy Simon, seun van Jona, vlees en bloed het nie openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En op hierdie rots sal ek my kerk bou. En ja, ek glo Petrus het goed gevoel en hy daar saam met Jesus, maar net die volgende perikoop wat ons lees in die Bybel, die volgende hoofstukkie, dan stap hy saam met Jesus en Jesus verduidelik hoe hy moet ly en sterf eventueel. En Petrus sê, oor my dooie liggaam sal dit gebeur. En Jesus draai om en sê vir hom, wyk Satan, want jy bedink nie die dinge van God. So dieselfde man wat nou net apostolies toegerus is deur Jesus, of 'n apostoliese mandaat as ware ontvang het om die kerk te help bou op 'n fundament van 'n openbaringskennis van Jesus Christus, moet in die volgende asem hoor, jy's 'n Satanos. Jy bedink die dinge van Satan, die een wat teen God se plan werk. En so, dit wys vir my, dat selfs 'n apostel te wees beteken nie jy skielik wonderlik heilig of 'n profeet nie. Dis doodgewone mense deur wie Christus gekies het, wat hy geroep het om daardie besondere bediening en daardie besondere salwing en daardie besondere vermoëns te hê om deur te vloei sodat die kerk gebou kan word op 'n gesonde basis. So Paulus het nooit uitgegaan om 'n kerk te plant nie. Nooit. Hy het uitgegaan om die apostoliese kerygma, die apostoliese verkondiging, kerygma is net 'n mooi woord, vir verkondiging, die proklamasie, die prediking. Hy het die woord gebring, hy het die evangelie, die goeie nuus van die volkome, volbragte werk van Jesus Christus gaan verkondig. Die vrug van daardie woord, die konsekwensie van daardie woord, die gevolg van daardie woord was die gemeente in baie plekke,
En in baie plekke het daar nie gemeentes tot stand gekom nie, maar baie plekke moes hulle vlug vir hulle lewens. Maar dis die woord wat die vrug voortbring, naamlik gemeente, kerk, ekklesia, wat die regte benaming vir kerk is in die Grieks. The called out ones, kale, kom van die woord, die Griekse woord ekklesia beteken om uitgeroep te wees vir 'n besondere taak of byeenkoms. Dis eintlik 'n Griekse woord wat in die Griekse algemene lewe gebruik is, om na een of ander vergadering te verwys. Nou, hierdie gemeentes het dan by mekaar gekom, hulle is opgewonde gewees oor die woord, oor die openbaring van Christus. Hulle het, ek glo, aan Paulus se lippe gehang vir so lank hy daar was, maar Paulus is nooit baie lank op een plek nie, soms, ek dink op een stadium 2 jaar op een plek, dit is besonder lank. So Paulus het niks geweet van hierdie tipiese tipe bediening wat ons vandag het, dat jy elke Sondag in die kerk sit en iemand preek vir jou. Ja, wat? Daardie model, dis 'n ou wynsak wat ek glo se tyd verby is. Dis nou tyd vir nuwe wynsakke. Want die ou wynsakke kan nie die nuwe wyn hanteer nie. Hierdie nuwe bruisende lewe van Christus in ons. Maar in elk geval, so die mense het by mekaar gekom, hulle is opgewonde, hulle wou die lewe wat hulle nou ontdek het in hulle, Christus in hulle, wou hulle met mekaar deel. En dan mettertyd sien ons, later het Paulus soms spanne gestuur of self gekom, en daar is hande opgelê op die mense wat gewys het in die tussentyd, die jaar of 2, 3, wat hy nie eers fisies daar was nie, wat hulle dan self bewys het, dat hulle dan nou ook volwasse geword het in die woord, en dan as ouderlinge en herders en toesighouers erkennis, nie aangestel is nie. Deur handoplegging is daar net erkenning gegee aan dit wat die Heilige Gees gedoen het in daardie besondere gemeente. Nou, ons kan later baie meer daaroor praat oor hoe lyk 'n organiese gemeente. Ons gaan meer daaroor praat. Hoe lyk dit om organies by mekaar te kom en Christus lewe met mekaar te deel? Kom ons kyk net vinnig na die inhoud van die apostolies-profetiese kerigma. Wat is die inhoud van hierdie woord wat Paulus gebring het en wat Petrus gebring het? Maar veral Paulus. Paulus het tog sekerlik die duidelikste insig gehad in hierdie woord. In die eerste plek, kom ons lees gou Kolossense 1, wil ek net vir 'n paar verse lees, vers 15 tot 17. Ek wil tog wat ek sê fundeer in die woord, sodat u kan sien, of in die skrif, dat ek nie so goed uit my duim uit sê nie. Paulus sê in vers 15 van Kolossense 1, hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Al hierdie magte en kragte verwys na daardie entiteite wat eintlik menslike aktiwiteit hier op aarde grootliks beïnvloed en wat op 'n stadium ook gesag van God ontvang het om oor die nasies te heers. Toe God gesê het, ek gaan my eie volk skep. Julle kan nou hierdie nasies vat en julle moet verantwoordelik wees vir hulle, maar daar was duidelik altyd 'n stryd. Hulle het hulle plek verloor, hulle het hulle funksie verloor, hulle het hulle doel verloor, en hulle het in hulle arrogansie probeer om God uit te daag. Maar God sê, of Paulus sê vir ons, selfs hierdie magte is uit Christus en deur Christus en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Kom ons glip gou oor na Johannes 1 toe, wat basies dieselfde sê. Johannes 1 vers 2 tot 4. Hy was in die begin by God. Dis nou nadat vers 1 gesê het, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was aangesig tot aangesig met God. Daar was 'n intieme gemeenskap, verhouding tussen God die Vader en God die Logos, die woord. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Nou ek wil gou hierdie punt baie duidelik stel. Daar is geen lewe buite God nie. Alles is uit Christus, deur Christus, tot Christus. Dit beteken demone, magte, kragte, owerhede, mense,
aliens as daar so iets sou wees, buite ruimtelike wesens as jy wil, demone, alles is oorspronklik in God en deur God en in Christus en deur Christus skape. Niks het lewe uit homself uit nie. Kan nie indink as ons moet in ons teologie, wat ek dink soms tog geïmpliseer word, dat daar een of ander magte buite God is wat ook lewe in hulle self het. Met ander woorde, hulle is selfskeppend, selfgenererend, selfonderhoudend. Dit kan tog nie wees nie. Niks kan bestaan as God sy hand van ons lig, as God sy asem van ons wegvat, dan val alles in een. Die ganse skepping, die ganse kosmos, die ganse univers, sienlik en onsienlik, geestelik en materieel, het hulle oorsprong aan God te danke, het hulle bestaan aan God te danke. Maar deur die sondeval, en wat gebeur het selfs voor die sondeval van die mens, het daar 'n wanorde gekom, was daar 'n kortsluiting in die goddelike orde. En Jesus het gekom om dit te herstel. So, daar's geen lewe buite God nie. Selfs demoniese magte, die okkultiese magte, is net 'n verwronge gebruik en misbruik van God se lewe. Dis nog steeds God se lewe. En ons taak as kerk van Jesus Christus, en dis 'n hoë taak, is om hierdie goddelike orde te help herstel. Jesus is in die hemel en wag totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. En ons moet saam met hom, ons sit saam met hom in die hemelse plekke, en ons regeer saam met hom op trone. Ons is reeds koninklike priesters, ons wag nie daarvoor nie. Tweede punt wat ek wil maak. So die eerste punt is, Jesus is Here van die ganse kosmos. Ons dien nie 'n klein Jesusie wat net gekom het om vir 'n paar mense se sondes te sterf nie. Ons dien die skepper en onderhouer van die heelal, die kosmiese Here. Nommer 2. Die ganse kosmos, die magte, die kragte, hierdie owerhede wat rebelleer teen God nog steeds tot 'n mate vandag, maar wat reeds verslaan is aan die kruis, reeds uitgekleen tentoongestel, as 'n fake, as valse mag wat hulle het. Hulle het net die mag van deceptie, en ongelukkig was die magte en die kragte redelik suksesvol oor die afgelope 2000 jaar. Aangehelp ook deur predikers wat nonsens preek, soos wegrapings en dinge wat nie Bybels is nie, wat nie skriftuurlik is nie. En ons het ons krag verloor, ons het ons hoop verloor. Ons wag vir ontsnapping. Ons wag vir Jesus om ons te kom red. Hy het klaar gered. Dis volbring. Tetelestai, die Griekse woord, aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. Nou, nadat sy opstanding het hy gesê, nou, alle gesag geneem op aarde is myne, gaan julle, maak disippels van al die nasies. Nie gaan maak 'n paar disippels vir jou kerk nie. Gaan maak 'n paar disippels vir jou stroom nie, vir jou apostoliese groepie nie, of jou denominasie nie. Nee, gaan maak van die nasies my disippels. Ons het 'n kragtige, magtige woord. En die Here gaan dit doen. Al wat hy van ons vra is dat ons plaaslike gemeenskappe begin bymekaar bring en hierdie woord, ons moet die evangelie, die ware evangelie verkondig, sodat dit 'n demonstrasie kan wees in die owerhede en magte, so volgens Efesiërs. Sodat hulle kan sien waar hulle inpas en waar hulle nie inpas nie. Sodat hulle kan sien, hulle mag is gebreek. Ons regeer saam met Jesus. Die koninkryk is gegee aan die heiliges. Johannes sien 24 trone, hy sien die troon van God, wat die hartklop is van die ganse kosmos, van die ganse heelal. Maar hy sien 24 trone. Wat sê dit? Dit sê dat die mens is ingesluit. Ons is nou God se divine council. Ons is nou God se goddelike raad, wat sit saam met hom en saam met hom regeer. Maar hy soek uitdrukkings daarvan hier op aarde, in elke area, in elke streek. Plaaslike gemeenskappe wat hulle gesag en autoriteit in die naam van Jesus verstaan
en wat die waarhede, die vleeswording van Jesus prakties uitleef daagliks. So Kolossense 1 vers 19 tot 21 stel dit baie duidelik, want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werk het hy nou versoen, ensovoorts. Versoening is 'n realiteit. Versoening was aan die hart van die apostoliese bediening, die apostoliese kerygma, die apostoliese verkondiging. Ook in 2 Korintiërs 5 sê Paulus, God was in Christus toe hy die wêreld met homself versoen het. Ek wil tog daardie versies net lees, want daar's 'n pragtige vers net voor 2 Korintiërs 5:19. Vers 18 sê, en dit is alles uit God wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik dat God in Christus die wêreld, die kosmos, met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. As ons nie gaan die ware evangelie, die autentieke evangelie, die oorspronklike evangelie, dat almal ingesluit was, dat die versoeningswerk van Jesus het universele implikasies gehad. My maggies man, Adam se val het tog duidelik universele implikasies gehad. Waar kom ons anders aan goed soos almal het gesondig en het ontbreek hulle? Ja, dis sê Romeine 3:23. Of almal is in sonde ontvang en gebore, soos ons geleer is. En die verdorwenheid van die menslike natuur. Dit kom van die feit af dat ons onderhewig was aan die dood, let op wel, was. En ons het dit nie gekies nie. Ons is so gebore, die mens is so gebore trouwens. Want in Adam het almal geval, die ganse skepping. Maar niemand het dit regtig geweet nie, totdat daar 'n wet gekom het wat gesê, kyk hier, so hier is die spieël, kyk hoe ver het julle geval. Toe kon ons eers begin verstaan, een volk in elk geval. Die res het nog in bliss voortgeleef in hulle onkunde. Maar hulle was almal onderhewig aan die dood. Nou net so uit die een daad van Jesus, sê Romeine 5 tog baie duidelik, gaan lees maar Romeine 5 weer, keer op keer. Net so deur een daad is almal geregverdig. Deur een daad van gehoorsaamheid. Met ander woorde, Jesus se dood het net soos Adam se universele implikasies gehad, tensy jy wil sê dat Adam se val was erger as Jesus se gehoorsaamheid. Dan gaan ons nooit ooreenstem nie. Nou net soos die wet bygekom het om vir die mens te wys hoe ver hy geval het, so kom die evangelie nou, die goeie nuus om te sê, jy is reeds versoen. Jy is reeds versoen met God. God het homself met jou versoen. Jy is reeds geregverdig. Jy is reeds onskuldig verklaar. Begin leef vanuit daardie wonderlike realiteit. Dis die woord van geloof wat ons moet hoor. Want dan is die woord van geloof voor, en nie ons geloof nie, sy geloof. Ons geloof kan tog niks byvoeg. Ons geloof kan net sê amen. Ja, ek glo Jesus geloof het dit gedoen. Jesus se geloof het my regverdig gemaak. Jesus se geloof het hom kruis toe gevat. Jesus se geloof het hom uit die dood uit voortgebring. En nou sê Petrus in 1 Petrus 1 vers 3 dat ons wedergebore is deur die opstanding van Jesus Christus, nie toe jy tot geloof gekom het nie. So, wat ons nou reeds sien in hierdie evangelieverkondiging, hierdie apostoliese kerygma is, daar's 'n eenheid. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees was voor die grondlegging van die wêreld reeds in verhouding en het reeds besluit om ons uit te verkies in Christus, het reeds besluit dat deur sy geloof sal die mensdom geregverdig word. Ek moet my haas, anders raak die boodskap bietjie lank, maar dit is sulke wonderlike waarhede. So, in Kolossense 1 vers 26 lees ons die volgende, dit is 'n volgende aspek van die apostoliese kerygma, veral soos gebring deur Paulus. Paulus stel dit uitdruklik, hy sê sy mandaat was die volgende, Kolossense 1 vers 26 en 27.
Hy sê, in vers 5, sê, waarvan ek 'n dienaar geword het, dis die evangelie, volgens die bediening van God wat in my gegee is in julle belang om die woord van God te vervul. Naamlik, die verborgenheid of geheimenis wat van die eeue en geslagte af verborge was. Daai vertaling is nie heeltemal korrek nie, is eintlik, dit was verborge vir baie eeue en epochs en wêrelde. Die profete van ouds het dit nie gesien nie, hulle het geweet daar's iets wonderliks hier wat hulle selfs ooit profeteer, maar hulle het nie die volheid van hierdie verborgenheid verstaan nie. Hulle het nie verstaan dat wat Paulus nou gaan sê, hy verstaan nie. Naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte, of wat vir die eeue en geslagte verborgen was, is 'n beter vertaling, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, en ongelukkig, slegte vertaling, in julle, die hoop op heerlikheid. Galasiërs 1 vers 15-16 sê Paulus, toe die Vader behaag het om sy seun in my te openbaar, het ek onmiddellik ook verstaan dat sy seun leef ook in die heidene nasies, en met daardie boodskap het hy gehardloop, en van daaraf sê hy, my mandaat is om aan elke mens bekend te maak, wat reeds 'n werklikheid is, wat reeds 'n realiteit is. Christus woon in mense, 2 Korintiërs 5:17, as iemand in Christus is, en hy sê dit nadat hy gesê het, as een gesterf het, ek het oortuig geraak, as een gesterf het, het almal gesterf. Daarom sien ek niemand meer na die vlees nie. Nie is Jesus Christus na die vlees nie. Hy sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, kyk, die ou ding het verbygaan, kyk, alles het nuut geword. Kyk na die nuwe dinge. Alles het nuut geword. Jesus het 'n volkome werk gedoen. En dit was Paulus se mandaat, is om hierdie geheimenis openbaar te maak. Dit behoort die passie van elke apostolies, profetiese leraar, evangelis, herder te wees in Christus se kerk, is om die feit dat Christus woon nou in Jood, heiden, Arabier, swart en wit. En dan ook deel van die apostoliese kerygma is die vryheid van die wet. Paulus was onomwonde verklaar dat die wet, Jesus is die einde van die wet. Einde soos in die telos, die volkome vervulling. Die doel van die wet was om ons by Jesus uit te bring. Die wet was 'n tugmeester, 'n onderwyser, 'n leidsman na Christus en die volheid van Christus. Daarom het Paulus gesê, moenie laat mense met julle koppe smokkel oor sabbate en feesdae en al hierdie dinge. Hierdie goed is skadubeelde. Moet jy nie ophou met die skadubeelde nie. Dis verby. Die beeld of die liggaam is Christus. Dis sy liggaam wat die skadubeelde veroorsaak. En alleen vanuit Christus kan jy hierdie skadubeelde reg verstaan. Dis dieselfde wat die stem van God wou sê toe Jesus op die berg van verheerliking gegaan het en hy begin glinster het en 'n heilige glans uit sy binneste voorgekom het. En skielik was Moses verteenwoordigend van die wet en Elia verteenwoordigend van die profete saam met hom op die berg. Petrus raak opgewonde, wil hutte bou en sien dit as die vervulling, seker van die loofhutte fees. En dan skielik kom daar 'n wolk en die volgende oomblik is Moses en Elia weg. Die wet en die profete gaan weg. En God sê uit die hemel uit, dit is my geliefde seun. Luister na hom. Hy is die vervulling waarvan Moses en Elia gespreek het. Waarna Moses en Elia uitgesien het, is nou vervul in my seun Jesus Christus. Daarom sê Paulus in Galasiërs 4 vers 19, ek kan eintlik sy frustrasie hoor as hy sê, my kinders vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte kry. Want ander goed, die wet en die feesdae en miskien Hebreëse name en al hierdie wonderlike goed, het begin gestalte kry, sê, skadubeelde, ek is weer in barensnood, ek het geboortepyne totdat Christus en Christus alleen in sy volheid in julle gestalte kry. En dan
die nuwe skepingsrealiteit, 2 Korintiërs 4:17, as iemand in Christus is, sy 'n nuwe skepping. Romeine 12:2 sê ons moet verander word deur die vernuwing van ons gemoed. Ons moet nou begin spreek wie en wat ons is. Ons moet begin leef vanuit die nuwe skepingsrealiteite. Ons moet begin leef soos in Kolossense 3 sê, of Kolossense 3, dat ons moet net so besig raak met die dinge hier op die aarde, en ons so blind staar teen die dinge op aarde nie. Ons moet wees daar in die troonkamer. Ons moet vanuit daardie dimensie lewe. Ons lewe vanuit die einde. Ons lewe vanuit die end, soos in telos weer eens, die purpose, die volwassenheid. Ons leef vanuit the finish. En ons is nie besig met slangetjies speel nie, slangetjies en leertjies nie. Jy weet, dan gaan ons 'n bietjie aan, en dan gaan dit weer goed met ons, en dan woon ons weer 'n konferensie by, dan gaan ons weer die leertjie op, en dan sondig ons weer, en dan is ons weer af met die slang ons weer, jy weet, gesluk. Nee, ons is by die einde. Vanuit die einde het ons volkome perspektief. Ek gaan hier stop, want dit is nou al 0:30, maar ek hoop jy die woord geniet, en ek hoop dat die woord lewend in die hart vibreer, en dat jy beginne insig kry oor wat ware kerkwees beteken. Daar is nog baie om te kom. We only scratching the surface, ons krap nog net so 'n bietjie op die oppervlak van ware kerkwees. En baie meer om te sê daaroor. Maar seën vir julle, mooi aan.